nog onthou? Almal kan onthou. Amen. En wat ons, die keuses wat ons in die lewe maak, en die keuses wat ons gemaak het, bepaal ons toekoms. En 2 Sondae terug het ek ook gepraat oor breek uit en lewe. Nou die vraag wat ek vanmôre wil vra is, die keuse wat jy gemaak het om uit te breek, het dit jy vrygemaak, of sit jy nog steeds vasgevang in die keuses wat jy in die verlede gemaak het? Nou, ek het die keuses, ek het die vraag gevra, wanneer het jy gekom, en het die keuse wat jy gemaak het, om in die sak te klim en uit te klim, het jou vrygemaak. Gaan die vraag vra nie, daai is 'n antwoord wat jy self moet antwoord, of 'n vraag wat jy self moet beantwoord. As jy nog vasgevang is in die verkeerde keuses, gaan ons weer vanmôre in die sak klim. Amen? Vir hulle wat gejump het, ons gaan weer in die sak klim vanmôre. Johannes 8, vers 36. Johannes 8, vers 36. Hy sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Amen? Nie Dirk nie, nie pastoor Marieke nie Maris nie, Adam nie. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En weer eens my broer en my sussie, daardie is 'n keuse wat een en elkeen van ons moet maak. Wil ek vry wees, of wil ek maar aangaan, soos ek aangaan, elke liewe dag van my lewe, en sit met my geite? 2 Korintiërs 5, van vers 17. Hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n wat? 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, ek het alles nuut gemaak, of alles het nuut geword. Sodra ek die keuse maak om in te klim en my toe te maak, en my weer oop te maak en uit te klim soos 'n skoenlapper uit die kokon uit, het ek die keuse gemaak om vry te wees. Daarom sê hy, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy het uit die sak uit geklim, jy is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het jy gelos in die sak. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Jy is veronderstel om vanmôre 'n nuwe skepsel te wees. Amen. Ek het ook onder andere gesê, as jy finansiëel vry wil wees, kom breek uit. Amen. Nou daar is sekere dinge in die woord van God wat ons moet volg om finansiëel vry te wees. Ek weet dit waaroor ek gepraat vanmôre, niemand hou daarvan nie. Maar ek het gesit in die week en die Here het vir my 'n naam gegee. Daai ouetjie wat in die boom geklim het, wat was sy naam nou weer? Saggeus, né? Hy kon maar nie wat in die boom geklim het om die Here te sien. En ek het gewik en ek het geweeg en ek het hierdie kant toe en ek het daai kant toe en ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen met hierdie man. Hy was verskriklik geldgierig geweest. Saggeus, hy wil altyd meer en meer hê. En hy het gedink, dit wat Jesus vir hom kan gee, gaan hom ryker maak. Maar hy het nogal die pot misgesit. Nee, hy het nogal die pot ver misgesit. Want Jesus het hom gesê, Saggeus, weet jy, jy laat klaar gesê man, kom by die boom uit. Ek gaan vanaand by jou. En Saggeus was buite Weste gewees. Jesus gaan met my kom bly vandag. Maar wat hy ontvang het, was nie geld nie, was nie rykdom nie, dit was die ewige lewe. En dit is wat vir ons so belangrik moet wees, om die ewige lewe te kan kry. Matteus 6:21. Nou my boodskap vanmôre gaan wees, sleutels tot finansiële vryheid. Nou ek gaan julle 'n paar sleutels gee tot finansiële vryheid. En ek weet,
ons hou nie daarvan nie, ons hou nie daarvan om te praat van geld nie, maar ongelukkig my boetie en sussie, daar is dinge wat gekoop moet word in die gemeente, daar is dinge wat ons moet kyk na mics en speakers en wat ook al die geval mag wees. As daai ouerheid se balpie blaas, is dit R2000. Dan vir myself R2000. So die geld en finansies nodig om te survive. Ons moet elke Sondag moet ons hierdie saal betaal. Elke maand moet ons die saal betaal. So daar moet finansies wees om dit te kan doen. Nou ek gaan aan vanmôre Matteus 6:21. Daar word ons gewaarsku. Luister mooi. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Nou die vraag vanmôre, is jou hart by God of is jou hart by die wêreldse dinge daar buitekant? Nou kom Jesus in vers 24, Matteus 6:24, en hy sê, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Hallo. Mammon. Wat is Mammon? Mammon is 'n Arameese woord wat beteken rykdom. In die Engels sê dit so mooi, greed. Nee? Ons het al 'n spreekwoord gehoor, I'm not greedy but I like a lot. Né? Ek sien gierig en ek wil meer hê. En ons almal het dit al in ons lewens gesê. Mammon is 'n geldgod. En in Hebreëus beteken die woord geld. Mammon beteken geld. So wat Jesus eintlik sê, is ons kan nie God en geld tergelykheid lief hê nie. Nou, as ons kyk na Salomo, nee, hy was die rykste en die wysste man in die Bybel. Maar dink jy regtig hy was wys geweest? Want as 'n man 700 vrouens het, is hy wys. I don't think so. I don't think so. Maar tog, Salomo was wys geweest. En hy het vir God het hom gesê, Salomo, jy kan my vra net wat jy wil hê. En hy het gesê, Here, ek wil wysheid hê. En deur sy wysheid het God vir hom gegee. Nou as ons 'n bietjie vanmôre net mooi sit en dink oor sleutels tot finansiële vryheid, moet ons ook mos vra vir wysheid. Nie waar nie? Ons het ook God vra vir wysheid sodat ons finansies kan mooi hanteer. Want die woord sê tog, ons is rentmeesters van ons finansies. En hoe jy jou finansies spandeer of mors, my boetie en sussie, dis eintlik jou probleem daai. Nee? Ek het ook 'n budget. Nou my budget werk so van die einde van die maand tot die einde van die aand. Dan het ek nie meer budget nie. Nee? So elke ou het 'n budget. So dis wat die woord sê, dis makliker vir 'n kameelperd om deur 'n naald se oog te gaan as om vir 'n ryk man om in die hemel te kom. Hoekom? Want hy hang sy skatte aan. Nee? Hy is geldgierig. Hy wil altyd meer en meer hê. Daarom gaan hy daai ou en sê vir hoorie man, ek gee jou 'n keuse. Imagine nou, die Here staan voor hom en sê vir hoorie man, ek gee jou 'n keuse, soos Saggeus. En wat het Saggeus gesê? Hy sê, Here, ek gaan al my goed vir die armes gee. Hy het 'n keuse gemaak. Nou ek sê nie, gee al jou goed vir die kerk nie, of gee jou al jou goed vir Belinda nie. Nee. Jy moet wysheid in die dag lê. Daarom het God ons wysheid gegee. Maar pastoor, jy verstaan nie. Ons moet geld hê om te lewe. Almal het geld nodig om te lewe. Jy kan nie sonder geld gaan nie. Nee? Maar wat is dit? Matteus 6:33. Sorry. Matteus 6:33. Nou hier is die eerste sleutel tot finansiële vryheid. Matteus 6:33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge, dit wat jy soek in die lewe, sal vir julle bygevoeg word. Pastoor, ek verstaan nie. Wat is die koninkryk van God? Wat ek wil sê? Om die koninkryk van God eers te soek, beteken dat ons in geloof leef. Amen. Elke
elke dag keuses maak wat sy lig weerspieël en hom bo alles vertrou. Dit is 'n uitnodiging tot 'n ander manier van lewe. Een van rus, vertroue en gehoorsaamheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid, dit beteken dat God alles haat wat verkeerd is en dat hy iets daaromtrent gaan doen om 'n koersverandering in ons lewens teweeg te bring. Maar die keuses lê by u en by my vanmôre. Amen. Dan gaan Jesus verder om te sê met 'n belofte. Nog steeds, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Onthou met mense, die God se woord is vol beloftes. Dink as iets 33.000 beloftes in God se woord. Matteus 7:7, hy sê bid en vir julle sal gegee word deur geloof. Dit help nie ek bid nie en ek het nie geloof nie. Dit gaan my niks help nie. Die woord sê geloof sonder werke is dood. Dit help my ek sit by die huis en ek bid vir werk, maar ek gaan nie uit om die werk te gaan soek nie. Dit gaan my niks baat nie. Want hy sê jy moet geloof in aksie sit. So ek moet uitgaan, ek moet gaan loop, ek moet gaan soek vir werk. Want hy sê die wat soek sal vind. Die wat klop vir hulle sal opgemaak word. Amen. Amen. Matteus 16:19. Luister baie mooi. Matteus 16:19. Hy sê en ek, dis Jesus wat aan die woord is, sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou ek het 2 sondae terug het ek gesê, ek glo in geestelike manifestasies. Nou die is die een sleutel wat die 2 sondae terug gebruik het. Om uit te breek en te lewe. Toe in die sak geklim het en hom toegemaak het hy alles wat hy voor God opgenoem het, gebind. Toe hy die sak uitklim, het hy alles wat hy vir God gevra het, ontbind om sodoende te lewe. Maak dit sin vanmôre? Maak dit sin? Ek het in die sak ingeklim en ek het gesê, Here, al hierdie probleme wat ek het, ek kom en ek ontbind dit nou in die naam van Jesus. En toe ek klaar gebind het, toe sê ek, Here, alles wat ek nodig het, die vryheid wat ek nodig het in my lewe, my finansies, my huwelik, my kinders, my wat ook al, ek maak dit los, ek ontbind dit nou in die naam van Jesus. Om te lewe en te lewe in oorvloed of en oorvloed. Jesus is jammer. Weer eens. Hierdie skrifgedeelte van Matteus 16:19, die sleutels, word herhaal in Matteus 18:18. Hy word herhaal in Matteus 18:18. Dit is eintlik die sleutels van die koninkryk gee. Is dit toeval? Nee, toeval God se lig daarop. Jesus het gesê vir 'n rede. Die sleutel is joune. Is net so goed ek kom en ek sê vergeet, hoor iemand, hier is my huis se sleutels. That's it. Die keuse is syne. Wat hy gaan maak met daai sleutel is sy probleem. Ek jy weet, daai huis is so boring en bouvallig en oudmodies. Stel nie maar hy is. Of hy kan gaan en ek kan die deur gaan oopsluit en ek kan weer gaan. Openbaring sê vir ons, ek gee vir jou 'n geopende deur. Niemand, geen mens kan hy deur toemaak nie, behalwe jy. Die keuse is joune. En ek kan ook nie deur iemand anders se deur gaan nie. Ek kan nie deur Adam se deur gaan probeer squeeze nie. En 2 mense tegelijkertijd kan ook nie deur dieselfde deur gaan nie. Dis sy deur, God het 'n deur vir hom gegee. Ek het my eie deur. Ek het my eie salwing, ek het my eie bediening. Ek kan nie saam met Marius gaan en dit Marius moet met jy, maar ek ook jy nie. Nee, elke persoon het sy eie deur. Matteus 18:18 word herhaal. Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee.
En wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Matteus 7:7. Hy sê bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal opgemaak word. Met 'n belofte. Daar's tog 'n sleutel. Maar dit help nie ek bid net omdat bid is nie. Ek moet glo vir dit wat ek vra. Ek moet glo vir dit wat ek vra. Onthou, Jesus wil ons net die beste gee. Hy wil net hê ons moet die beste hê. Ek dink ek is heel verkeerde. Ja. Nou Paulus kom in 2 Korintiërs 9 vanaf vers 6 tot 8. Dis nog 'n sleutel. 2 Korintiërs 9 6 tot 8. En hy sê, maar dink daaraan. So dink er baie mooi daaraan. So dink mooi na wat ek nou gaan sê. Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Vers 7. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of gedwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. Vers 8. En God het mag, dit is baie mooi, om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Halleluja. Ek sê dit nie. Paulus kom sê dit in 2 Korintiërs 9. Nou kom ons dan so daaraan. Jy het 'n stukkie grond. Iewers in jou jaard, jy nou 'n stukkie grond. En alle besluit dat jy weet, hy wil nou 'n paar groen bietjies gaan plant. Spit om, bewerk die grond, hier kom Jacques en hy gee vir hom een koolplantjie, hy gee vir hom een wortelplantjie of een wortelsaaitjie en my gee vir hom een van elk. En Aaron is opgewonde, hier is hy gaan hy met 'n plant. En hy doen wat hy moet doen. Maak hulle nat, weer bewerk die grond, paar weke daarna jy begin die goed te groei. En daar staan Aaron, sien die Aaron is neergestel. Want net dit wat hy gesaai het hy gemaai. Ja? Of Adam, of Job was te syne gewees om meer te gee, of hy was nie lus om bullers te gaan en nog saad te gaan koop nie. Want Jacques het hom gegee wat hy gehad het. Net laat my dink aan die vrou wat die een pen in die bordjie gegooi het en sê, Jesus, weet jy wat nie, sy het meer as julle almal ingegooi, want sy het dit in haar harte gegee. So, Jacques het net sy harte gegee vir Adam, en Adam het gedink by sy mind, weet jy man, as ek nou hierdie goed plant, gaan nou meer as een opkom. Brrr. Wat jy saai, sal jy maai. So dit wat hy in die grond gesit het hy teruggekry, en hy was teleurgestel gewees daaroor. Rarig? En ek het nou gedink, ek het nou 'n boerdery begin hierso. Ek het die wortels begin verkoop en die beet verkoop. Nou het ek een wortel en ek het een kool en ek het een beet en 5 boontjies aan R1. Shame. My boetie met sê, die koninkryk van God. Kyk na 'n appel. Gewone appel. 'n Appelboom met 'n klomp appels aan. Nee, nou jy pluk daai appel en jy begin om te eet. Nou in die binnekant van daai appel is daar saad. Nee? Elke vrug het 'n saad. Elke groente het 'n saad. Nou ek het nou daai appel oopgemaak en ek haal al daai swart pitte uit. Nou vir een appel het ek gekry 9 pitte of 10 pitte. Weet jy wat die koninkryk van God? Ek vat daai 9 pitte, ek plant dit in die grond. Ek kry 9 appelbome wat opkom. Hoeveel appels gaan aan daai boom? Gee. En vir jou sal gegee word 'n goeie maat wat ingedruk is. Amen. Amen. Lukas 6:38. Gee en julle sal gegee word 'n goeie maat wat ingedruk en geskik en oorlopend is. Hoekom skik? Jy gesien wat maak die boere as hulle mielies in 'n sak gooi? Nee, hulle vat hy sak.
stamp ons op die grond, skittel hom, sodat hy kan sak, sodat hy kan voller word. En sodra hy half is, skittel hom, hy halwe sak, word 'n kwart sak, dan vul hulle hom weer op. Dan word hy kwart sak, word 'n halwe sak, en so skittel hom dat hy vol is. En baie keer is hy oorlopend en vol. Nou dit is wat God vir ons wil gee. Ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, wat met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Pas ons terug gesê, ek kan nie vir iemand iets gee met 'n hand wat toe is nie. Jy kan nie. Ek kan nie vir God gaan gee met 'n hand wat toe is nie. Ek kan nie ontvang met 'n toe hand nie. Jy kan nie. Jy moet jou hand open. En sodra ek my hande open, soos praise and worship, dan begin ek te ontvang. Ek hands op nie, ek ontvang, want my hande is oop. Daarom sê die woord, God het 'n blymoedige gewer lief, 2 Korintiërs 9. Baie mense wat maar pastoor, jy verstaan nie. Jy weet, ek het 'n goeie leermeester gehad, pastoor Steve Labuschagne nie. Daai ou het Salomo se wysheid gehad. Kyk, en hy was verskriklik reg geweest. Daar's nie doekies omdraai hom nie. Hy het altyd gepraat van, jy kan nie bekostig om nie vir God te gee nie. Jy kan nie bekostig om nie te gee nie, want dit is waar jou seëninge lê. Nie die offers nie, daai offers is niks. Dit wat ek gee van my salaris af, moet mense se kon vertel jy nog iets. Ek werk nie elke dag nie. Ek het hierdie maand het ek nou maar, wat, 2-3 dae werk vir die hele maand. Vir die hele maand. Ek kry nie 'n vaste salaris elke maand nie. Soos wat ek werk, so word ek betaal. Nee? En ek het 3 dae of 2 dae se salaris wat ek gekry Vrydag, en ek het dadelik, dit wat God toekom, het ek oorbetaal my 10de. Ek het verlede maand het ek R308 gepay vir die hele maand. Ek het my R380 oorbetaal, want ek kom God toe. Nou sit ons man, jy weet, waar gaan ek geld kry vir brood, waar gaan ek geld? Weet jy wat, God voorsien nog steeds. Hy sê, kyk, ek gaan die hemelse sluise vir jou oopmaak. Nee? Maar al wat ons moet doen, is ons moet vertrou. En as jy te sê, dat as jy geld vir die Here gee, hy sal jou geld teruggee, nee. Hy gaan nie. Of as jy gelukkig is, ja. Wat het gebeur met die ouens in die woestyn? Vir 80 jaar het hulle in die woestyn rondgeflenter en hulle het altyd nog hulle selfde skoene, hulle selfde klere gedra. Dit het nie verslyt nie. Vir 80 jaar. Hoe dra jy vir 80 jaar dieselfde skoene en klere? Waar gaan jy op eindig? Want elke tweede, derde dag moet jy klere was. Jy gaan hulle deur was. Jou skoene gaan jy deur loop. Want jy loop 1000 kilometers elke dag. Jou voetsole gaan jy deur loop op einde van die dag. Maar as jy begin gehoorsaam raak in God se woord, dan moet jy mense sê, sal jy geseën wees. Gee, en dan julle sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk is, geskik is en oorlopend toe is. En die maat waarmee jy meet, sal vir jou gemeet word. Dus ek sê baie kere, weet, mense het geld vir koeldranke en vir cokes en vir takeaways en vir hamburgers en 'n garage pie en al die goede. Dan kom Sondag en gooi R5 in die bakkie. Saterdagmiddag sit hy met sy kort biere. Dag, dit was 'n lang week geweest. Nou sit ek kuier ek lekker met hy kort bier. Dan kos ek kort bier vandag, ek weet nie. Ek weet ook nie toe wat ek drink nie. Ek worry ook nie. Maar ek het geld vir sulke dinge, maar ek het nie geld om geseën te word nie. Wat is belangriker? Die wêreld of my seun? Dat ek in God se hand kan ontvang. Op die oomblik vir my, in my lewe, is dit wat ek van God af kry, is my bron van inkomste. Hy sorg vir my. Hy sê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle maak nie met mekaar nie. En tog sorg ek vir hulle. Hy sê, hoeveel te meer sal ek nie vir jou sorg nie? Jy wat 'n kind van my is. Come on. Hoeveel te meer sal ek nie vir jou sorg nie? Maar ons sit hier so Sondag na Sondag. Jou, so pina, jy moet die dag. Het val nie in nie. Soos ek sê, ek hou nie daarvan om van dit te praat nie, maar God het op my hart gelê. Maleagi 3, 8-11.
Maleagi 3 vanaf vers 8 tot 11. Nou lyk dit mooi met die God self is hier aan die woord. Hy vra die vraag, heel eerste, mag 'n mens God beroof? Nou dit is 'n vraag wat ek vanmôre ook vra. Mag ons as mense God beroof? Dan sê God, hy self sê, want julle beroof my dan. Daar beantwoord God sy eie vraag. Want hy weet, hy ken die mens. Hy sê, julle beroof my dan. Dan kom die mens en vra maar, God, waarin beroof ons nie? Waarin? Dan sê God, in die tiendes en die offerandes. Maar bedoel hy sê God se gegewe plan begin met die gee van tiendes. God se oorvloedige saad is geloof. Nou as ons mooi gaan kyk na hierdie gedeelte, sien ons dat God ons eintlik uitnooi en uitdaag sodat ons bevestiging kan kry om God se betroubaarheid op die proef te stel. Hy daag jou uit. Dit is net so goed, Marius se baas kom by hom en sê vir hom, hoorie Marius, sal jy vir my Saterdag werk, ek gaan jou beloon. En Marius dink so by homself, weet jy wat, ek het so baie oortyd gewerk vir jou. Jy betaal my nie, sorry, daar's nie manier nie. En ek kom weer, Marius, ek gaan jou beloon. Daar's nie manier nie. Marius gaan werk nie Saterdag nie. Wat gebeur? Hy word nie beloon nie. Nou maak jy 'n keuse om te sê, wel, ek gaan Saterdag werk. Weet, ek gaan nou hierdie ou maar op die proef stel. Ek gaan hom beproef en kyk of hy by sy woord hou. En hy werk die Saterdag en sy baas, maar wat? Hy beloon hom dubbel as wat hy sou gekry het. Om te sê, dankie vir jou gehoorsaamheid. Maak dit sin? God wil ons seën. Nou hy sê, stel nou op die proef. Kyk of ek jou gaan seën of nie. Stel jy op die proef sê, jy weet, kerk so dit nie geld. Die pastoor sê natuurlik nie, dit is salaris. Maar die een pastoor in die kerk kry 'n salaris het. Waarom gaan die geld? Kyk om julle heen. Dis waar die geld gaan. Gaan hy my sak in, want God sorg vir my. Amen. God sorg vir my. Wij gaan verder. God sê, hy het mooi, deur nie te gee nie, beroof ons hom van die voorreg om uit te giet 'n groot en oorlopende seën aan elkeen wat gee. So in ander woorde, as ek nie gee nie, beroof ek God om vir my te gee. So help jy met dit. Hè? Wie wil geseën wees? Almal wil geseën wees. Almal wil oorvloedig hê, almal wil 'n oorvloed lewe. Nou daar's 'n belofte agter hierdie 3 teksverse van Maleagi 3, 8 tot 11. Eerstens, daar sal voedsel of hulpbronne in God se werk wees. Wat 'n voedsel praat ons van? Ons praat van geestelike voedsel. Ons praat van hulpbronne. As Pietie of Kosie of Sally nie kos het nie, dis hulpbronne. Die kerk kan gaan help. Maar hoe kan die kerk help as daar nie hulpbronne inkom nie? As daar nie hulpbronne is om ander te help nie? Kan man, maak dit sens? Met ander woorde, in God se huis sal daar hulpbronne wees. Daar sal geestelike voedsel wees vir jou siel. Tweedens, God sê, hulle wat gee, word in 'n posisie geplaas, dit is baie mooi, om grootliks te ontvang. Oorlopende seëninge en derdens, God sê, ek sal die verwoesting, die verderwer, die vyand van julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond, met ander woorde, jou salaris, nie sal opvreet nie. Kom aan. Ek maak klaar. Niks kan of sal 'n wyse gelowige terughou
van gee van tiendes nie. As jy daai ding in jou hart geplant het, moet jy mense sê, ek kan nie voor staan en ek kan nog 120.000 teksverse uithaal in die woord uit van gee. Maar as God nie daai ding hier in jou hart geopen het nie, of geopenbaar het nie, help dit my net mooi niks nie. Ek kan praat, maar dit help nie. So, dan gaan hy nie, die kan daai kan doen. Hy moet nie ons vat. En sodra jy gaan begin om God op die proef te stel, maak hy die hemelse sluise vir jou oop. Hy maak dit oop. En jy kry 'n oorvloedige seën. Jy weet, ons het baie daar, so ek en Nel, soos nou vir die afgelope 2-3 maande, dan maak ek die diepvries oop. Jy by die einde van die maand. Dan vra ek van, wat het ons geëet hierdie maand? Mense, dit is nie 'n woord van leen. Ek staan voor die Here vanmôre. Dit is nie 'n woord van leen. Dan dit wat ek gekoop het, die vorige maand, is nog steeds in 'n yskas. Dan vra ek, "Hoe, wat het ons geëet?" Ons het die geld om te gaan eet, so wat het ons geëet? Alles is nog daar. Alles is nog daar. Hoekom? Want God seën my. Hy het vir my gesê, ek sal voorsien. Dit wat jy vir my gee, sal ek vir jou teruggee. Die Here voorsien. En ek is vanmôre 'n lewendige getuienis. Jy kan my eens gaan kyk, ons is in die helfte van die maand. Ek het net bygekom verlede maand dit wat ons opgeëet het. Maar gaan kyk. Ek dare jou, ek daag jou, ek nooi jou. Kom kyk. Want hoekom? Ek stel God op die proef. Ek het gesê, Here, jou woord sê, en God kan nie teruggaan op sy woord nie. God kan nie lieg nie. Hy sê 'n mens wat lieg nie. Daarom sê, beproef my hierin, waarin, in die gee van tiendes en offers. En ons het bekol, wat ons in die gemeentes was, het ons nie tiendes betaal nie. Maar nie van hierdie gemeente nie, vorige gemeentes. En hoe het gegaan? Broekskeer. Die by die middel van die manne loop ons rond vir ons geld, vir brood of vir petrolgeld. Maar God het nog steeds deurgekom. Maar toe ek begin gee, uit my gebrek uit, seën God my oorvloedig. Kom maar. So, hulle wat gee, word in 'n posisie geplaas om grootliks te ontvang, oorlopende seëninge. En derdens, God sê, ek sal die verwoester van jou weghou. Daai vyand, hè? Niks kan of sal in wyse gelowige terughou van gee van tiendes nie. Maar hulle sal ook nie gee om iets te ontvang nie. Ek gee nie van God om iets terug te kry nie. Nee, ek gee omdat ek 'n blymoedige gewer is. Ek gee omdat God my vra om te gee. Ek gee nie dwang uit nie. Ek gee wat dit is lekker om te gee. Ons het nou wat verlede Sondag, ons maak hierdie kaartjies so, as jy van dit, hierdie Pick n Pay kaartjies van die Springbokke, maak ons by mekaar. Nou ek het vir Nigel gegee, en Joshua, die wat ek oorgehad het, en ek het myne gehou, en die ander pak het ek vir Janie gegee. Daai gesig. Ek het trane in my oë gekry. Daai dankbaarheid van dit wat jy vir hom gee. En elke keer as jy daai kind iets gee, daai dankbaarheid. Ons moet ook so wees. Elke keer as jy iets ontvang, moet jy daai dankbaarheid in jou hart hê. Wie betek as ek bereid is, ons weet hy. Omdat ek dankbaar is. Dankie Here vir dit wat U vir my doen, Here. Vader, ek is wel 'n sondaar. Ons doen sonde elke liewe dag. Maar nog steeds kyk God na ons. Nog steeds. Maak nie saak wat jy doen nie. Die woord sê vir ons, al gemaak jy ook jou bed in die hel, ek is daar vir jou. Ek is daar vir jou. Daai dankbaarheid. Ek sit daar die oggend sit in letterlike liedjie. Dit voor ons voor ek bid en ons gaan aan. Begin ek sommer net so. Dankbaarheid. Dankie Here. Thank you Lord. Thank you Lord for your blessings on me. I've got a roof above me. I've got a fine place to sleep.
I've got food on my table, and I've got shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Om te gee, verg gehoorsaamheid. En God beloon altyd gehoorsaamheid. Want hy sê, gehoorsaamheid is beter as offers. Amen. So my broeder en sussie, ek maak klaar. Moenie bang wees om God op die proef te stel nie. Hy is God. En hy sal elke keer die toets weerstaan. Hy sal die toets wen, want hy is God. Amen. Amen. Moet jy die sak uithaal? As jy nodig het. En as jy julle vryheid met die mense sê. Die keuse is joune. Maar ek het julle 'n getuie gegee vanmôre wat God vir my en vir Nelvin in die lewe. En ek is baie dankbaar vir. Baie dankbaar. Dus as ek sê, jy kan kom kyk hoe lyk my yskas. God seën ons in oorvloed. Hy seën my so in oorvloed dat ek amper 2 dae kan braai. Met my 3.800 rand ek 'n maand kry. Hallo, come on. Is dit nie God wat ons dien? Oorvloedig. Oorvloedig. Ek sluit af met die skrifgedeelte, 2 Korintiërs 9:6-8. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Want elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het my moedige gegewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Amen. Kom by woorde. Heer Vader, Here, ek dank U vanmôre vir die woord, Here. Dankie, Here, dat U vanmôre in elkeen se gedagtes gewerk het, elkeen se hart gewerk het, Here. Vader, want U sê gee vir ons wat gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk is, geskik is en oorlopend toe is. Here, dat ons daai skrifgedeelte in ons harte sal hou, Here. En die belofte wat U gee daarna, Here. Vader, elkeen wat vanmôre geluister het na hierdie woord, Here, is my gebed, Here, dat die Gees die naprediker sal wees van hierdie woord vanmôre, Here. En Vader, ek dank U vir gehoorsaamheid. Dankie, Vader, vir gehoorsaamheid in my eie lewe, Here. Dankie, Vader, vir U liefde vir my, U genade vir my, Here. En U seën oor my lewe. Daarom kom ek vanmôre, Here, en ek spreek die seën oor elkeen se lewe wat vanmôre hier sit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heiliges bly met een en elkeen van julle. En mag julle geseënd wees by julle ingaan en mag julle geseënd wees by julle uitgaan. Oorvloediglik. En Vader, ek dank U vanmôre en ek loof en ek prys U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Die volk van Here sê Amen. Amen.